Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 21ste Mei, dit is die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor die gesalfde. Nou die gesalfde van die Here Christus of Messias, ons almal weet, as ons sê Jesus Christus, van wie word daar gepraat? Christus is deel van Jesus se naam, maar eintlik is dit meer as dit. Christus is die Griekse woord vir Messias, en wat weer in die Hebreëse woord staan vir gesalfde. So in die Bybelse tyd is mense wat belangrike take moes uitvoer met olie gesalf. Priesters, profete, hulle is almal en konings was afgesalf. Die Here het vir Samuel gesê eerste om vir Saul te gaan afsalf as koning en toe vir koning Dawid. En so het hy dan ook vir Elia wat 'n profeet was gesê om vir Elisa te gaan afsalf en ander predikers en priesters wat hy moes afsalf. So is daar dan 'n spesiale taak wat jy moet doen. Hy moet as koning die heerskappy van God in die wêreld kom aankondig en vestig. Messias beteken dus God se goddelike gesant wat sy mense moet kom red. Halleluja. Nou, is jy dalk gesalf? Het iemand eendag by jou gekom en jou gesalf en gesê die Here sê jy moet 'n profeet wees of jy moet 'n gesant wees van die Here. Maar kom ons lees die Here hier self in sy woord, Jesaja 45, Kores die gesalfde, eerste 44 vers 24 en dan 45. Kores die gesalfde van die Here, so sê die Here jou verlosser en hy wat jou geformeer het van die moederskoot af. Ek is die Here wat alles volbring, wat die hemel uitspan, ek alleen en wat die aarde uitsprei. Wie was met my? Wat die tekens van die leenprofete vernietig en die waarsêers tot dwaase maak, wat die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak, wat die woord van sy knegt vervul en die voorsegging van sy boodskappers volbring. En wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word en van die stede van Juda, hulle moet herbou word en ek sal sy pynhope oprig, wat vir die diepte sê verdroog en op die riviere sal ek laat verdroog, wat vir Kores sê, hy is my herder en hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet herbou word en die tempel moet gegrond word. So sê die Here dan aan die gesalfde aan Kores, wie se regterhand ek gevat het, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit bly nie. Ek sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stikkend slaan. En ek sal al jou skatte gee wat in die donkerheid en die verborgene rykdom, sodat jy kan weet dat ek die Here is wat by jou by die naam roep, die God van Israel, terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene het ek jou by jou naam geroep en ek het jou 'n erenaam gegee, hoewel jy my nie geken het nie. Halleluja. Dan Johannes 15 en ek lees hier vanaf vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly, sodat wat julle ook al die Vader in my naam vra, dat hy dit vir julle kan gee. Ek het dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehad het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou hier die woorde wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg, en as hulle my woord bewaar het, sal hulle ook julle woord bewaar. Halleluja. En dan wil ek Romeine 8 lees, en ek lees hier vanaf verse 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg kan word teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barend nood is tot nou.
En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sig in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dan nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, baie dankie dat U ook sommige van ons gesalf het en geseën het en uitgestuur het in hierdie wêreld om die woord van God te gaan verkondig. Here, ek bid vir elke evangelis, elke dienaar, prediker wat uitgegaan het, dat U woord verkondig, miskien op sosiale media, miskien gaan hulle uit na plekke toe. Here, ek bid vir hulle en ek vra, Here, dat U net met hulle sal wees en dat hulle geen valsheid sal verkondig nie, maar absoluut net U woord. En ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.